Noag het natuurlik nie 'n yskas of 'n vrieskas aan boord gehad nie, want sulke goed het nog nie bestaan nie. Nou as jy nie jou kos in 'n vrieskas of in 'n yskas bære nie, dan word dit sommer gou gevrot. Daar is egter verskeie maniere wat gebruik kan word om te keer dat kos vrot word. Een van die maniere is om dit uit te droog, soos wat ons met vrugte en vleis maak wanneer ons droë vrugte en wilton maak. Verder kan droogkosse ook maklik saamgepers word en so kan daar nog meer kos ingepas word. Verskeie kossoorte soos vars vrugte en groente se massa kan met tussen 75 en 95% verminder word as dit gedroog en veral as dit terselfdertyd ook ietwat saamgepers word. Preservering is eintlik die woord wat gebruik word vir die verskillende metodes waardeur ons kos kan bære sodat dit nie kan vrot word nie. Die preservering van kossoorte, ook vleis en vis, vir tye so lank soos 3 jaar, was selfs in antieke Bybelse tye bekend. Levitikus 25 vers 21 en 22 handel oor die eet van gepreserveerde voedsel. Die antieke Romeine het bessies in heuning gepreserveer, terwyl 'n verskeidenheid van kossoorte soos bessies, blare, wortels en vars vleis al oor 'n lang tydperk deur die arktiese mense in vet of olie gepreserveer is. Gedroogde insekte is baie hoog in voedingswaarde. Amerikaanse indiane in die weste van Amerika het groot hoeveelhede sprinkane gedroog en met bessies, sade en neute ensovoorts gemeng. 'n Sprinkaan gesondheidsstofie. Volgens Dr. Woodmorapi sou die volume voedsel vir Noag, sy familie en al die diere minder as 15% van die ark se volume in beslag neem. Maar meer belangrik is die feit dat God sy hand oor die ark en sy inwoners gehou het. En ons kan met sekerheid weet dat hy beslis die voedsel gepreserveer sou hou.